terwille van die opnames, die meneer Frans Joubert van Lewende Hoop, wat met u praat op 12 April 2026. Ons het ook 'n soortgelyke aanbieding gedoen in 'n April na 'n Shalomkamp, so 'n paar jaar terug. En ons herhaal dit op versoek, ook vir 'n beter opname. Ons tema is name, die syfer 13 en versoening. Kom ons bid saam. Ons buig voor U aan aanbidding. U as ons Abba Vader, as ook ons Skepper, Verlosser, Messia Yeshua. En as die Heilige Gees Jaruach wat nou in ons woon. Dankie dat ons hierdie ontsettende voorreg het om U kinders te wees. En dat U genade en U goedheid en guns oor ons heers. En dankie vir U woord as die Logos. Ook vir die Rema woord, waarmee U ons voed en leer en bemoedig. En leer ons dan ook vandag en maak dit in ons harte vas wat U vir ons wil gee. Amen. Ons land en hierdie boerevolk is tans op vele terreine verkneg en erg in die moeilikheid. Want ons is die onderworpe minderheid. Dis absolute verval. Dis korrupsie en anargie wat dreig. Dis morele agteruitgang en sonde wat hoogtyd vier. Die Christendom het in die algemeen vervlak en eintlik 'n besigheid geword met 'n klomp valshede. Almal met ware boerepatriotisme weet dit en ken dit. Nou die werkroep wat weer klink is deesdae vir baie die bekende teks 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, 1, hulle verootmoedig, en 2, bid, 3, my aangesig soek, en 4, hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek, dit is Jahweh, uit die hemel 1, hoor, 2, hulle sonde genees, of hulle sonde vergewe, en hulle 3, nommer die land genees. En weet jy, daarvoor is versoening nodig, en ons gaan baie praat oor versoening. 2 baie belangrike aspekte van hierdie teks gaan oor die Almagtige se naam. En dan gaan dit oor sy volk, U en ek, oor wie sy naam uitgeroep is. Nou in die Afrikaanse en selfs Engelse vertalings het ons groot geword met sekere name soos wat die Godheid genoem is. Maar wanneer mens na die grondtekste van die Hebreëse Masorete en die Griekse MMS geskrifte kyk, dan sien ons dat die betekenisse van die Godheid se name grootliks verlore geraak het en eintlik feitelik verdwyn. Die absolute wonderlike betekenisse kan 'n mens nie eers naaste bly probeer aflei of enigstens agterkom uit die vertaalde name uit nie. En dis vir my en vir baie mense wat al hierdie ontdekkings begin maak het, soos u almal hier voor my, eintlik amper 'n tragedie dat ons volk ons God net so oppervlakkig ken wat betref sy heilige naam. Shakespeare het deur sy Juliet karakter gesê, wat is in 'n naam? Nou 'n klomp van u het seker op skool al die saak gehad as voorgeskrewe boek en ons ken tog almal dan die verhaal van Romeo en Juliet. En baie van ons matrikulante het wedstryd Shakespeare herdoop na ou Willem Wikkelspies. Jy weet dit onthou nie. Dan kan ons ook vra, wat is in 'n naam? Is dit net 'n mooi klank? Of die herinnering aan 'n persoon soos oupa en ouma wat dalk dieselfde naam gehad het? Of die klank wat ek en jy herken as ons eie naam, né? Maar ons weet ongelukkig meestal nie wat dit beteken nie. En 'n mens wonder hoeveel van ons weet wat hulle name en vanne beteken. Maar vir my baie meer belangrik is, wat beteken ons Almagtige Vader se heilige name en wat daarin opgesluit is en die wonderlike openbarings daarin. Wat is in 'n naam? 'n Naam en hulle betekenisse. Kom ons begin sommer so 'n bietjie in die algemeen gesels oor name en hulle betekenisse. 'n Naam word gebruik om die een persoon van die volgende persoon te onderskei. En die belangrikheid hang baie keer daarvan af met wie en wat ons te doen het.
Soos ons begrip van 'n naam ook beperk met waarmee ons groot geword het, of hoe ons gekondisioneer is, soos baie in die kerkwêreld, né? In die ou tyd van die Bybelse tye was 'n naam baie meer as net 'n bekende klank, né? En dit het baie keer iets spesifiek of meestal iets spesifieks beteken. 'n naam het gewoonlik gesê wat en wie 'n persoon is en wat hy of sy geword het. Veral wanneer dit 'n nuwe naam of 'n veranderde naam was. Die naam van 'n persoon sê nie net wie en wat so 'n persoon is nie, dit dui ook op die eienskappe van so 'n persoon. Dit is die persoon geopenbaar. Dit hou ook in baie keer gesag en soms deur tradisie of dan selfs deur reputasie. En dis dan baie meer as net 'n noemnaam met 'n klank. Nou in klein dorpies, veral op die platteland en dalk so 'n bietjie terug in die verlede in hierdie land, waar iemand gerespekteer is en geken is as betroubaar, dan het so iemand met 'n goeie reputasie die saak gehad dat sy naam is iets werd. So 'n familielid as voorbeeld iets op skuld wou koop, dan is die persoon se naam genoeg werd in die reputasie daarvan, dat selfs krediet aan so 'n vriend of familielid toegestaan kon word. Waar ek groot geword het ek baie keer op skuld iets by die algemene handelaar destyds gekoop, op grond van my pa se naam, omdat hy 'n gerespekteerde man in die omgewing was. Daarbij het 'n naam nie net 'n reputasie nie, maar daar kan ook byname wees. Ons het in klein dorpies of op baie plekke iemand wat ons ken as ou Rooikoos, en dan sal dit gewoonlik 'n ou wees met 'n rooi baard en rooi hare en dalk 'n baie rooierige geslaatskleur. En indien bekend in sy omgewing, sal bykans almal weet van Rooikoos. In baie dorpe het 'n Blink Stefans en 'n Piet Faaitjie ensovoorts. So is daar dan ook byname of dan ekstra name wat beskrywend kan wees van wie en wat so 'n persoon is of geword het. Nou wie van ons mense, en wie van u ken hulle eie name se betekenis? Ek gaan maar met myne gaan, want die ken dit. My eie naam is François Gerard de Joubert. Kortweg Frans. Dit beteken vrydenker of vry man. Vrydenker. Altyd stroom op. Sien die ander rigting. My pa het altyd gesê as ek sou moes verdrink, dan gaan hy my stroom opsoek. Want ek kon nog nooit saam in die gewone stroom dryf en dieselfde dinge dink as die alle ouens. En weet jy wat, die hemelse Vader het toegelaat dat ek ook die regte naam gekry het. Ek is 'n vrydenker. En dankie vir sy genade dat ek ook 'n vry man kan wees in Messia, want dit is die ander betekenis van hierdie naam. Dit kan ook vrede beteken volgens sekere bronne. Nou my tweede naam is Gerardus. En mens kry ook die afgeleide name van Gerard of Gerde, Gerry of Gerda. Wat beteken heers met die spies of die swaard, of sterk soos 'n spies. Die van Joubert of Joubert, soos hy oorsee bekend ook is die briljante of die skitterende, soos 'n ster wat skitter in sy koninkryk. Nou gelukkig het ons dit so geërf. Dankie vir daai briljantheid, né? Nou my bynaam by die Zulus was lank Slegem Latini. Dit beteken lag in of vanuit die bos. Lag in jou baard as jy wil. Ja. My vroulief Myrtle, Hester of Esther, die betekenis is genade, voorbidding, sterk, weggesteek of helper. En dit het op die kamp ook uitgekom, né? Ja. Vroulief se bynaam was Togozili, wat beteken blydskap. Dis haar Zulu naam. Kom ons kyk na 'n paar enkele bekende boerevanne en name. En so kry ons die van Niekerk. Waar kom dit vandaan? Dit was destyds manne wat hulle gedistansieer het van die Rooms-Katolieke kerk. Hulle was nie van die kerk nie, van die kerk. Nee, eintlik baie komies. Of dalk nie in die kerk in die algemeen nie. Nee. Of die van Liebenberg. Dit beteken liefdeseun of seuns van die volk. Of besuidelik, seun of seuns uit die suidelike volk.
van watter volk, jy kan maar raai, né? Ja. Die mees talrykste boere is van der Merwe. En Merwe is van die spruit. Die Holland sê merwe of beekje, dis 'n spruit. En hier word dan eintlik verwys na die afstammeling of nakomelingskap, die spruit van Dawid, of die spruit van Jakob. En die spruit van Dawid verwys na Joshua. Een vriend met dieselfde van het begin huil toe om dit vertel, so trots was hy. Met sy bors het so gestaan, hy het gewag vir die knope wat gaan spat. Ja. En dit laat my ook dink aan name soos Corneille of Cornel, wat beteken koninklike kroon. Nog so enkele name wat, as vreeslik baie manne met die naam van Johan, né? Of vroue met die naam Johanna of Anna, verkorting van Johannes. En dis afkomstig van die naam Jokanan, wat beteken God of Elohim gesalfde. Nou ek ken vrouens wat nie kon vrede maak met hulle naam as Anna nie. Hulle was dalk op skool gespot met sulke ou rympies soos ou planne, Anna plat Anna. Nee, ons het dit op skool gehad, né? Maar wanneer jy weet dat dit beteken God gesalfde of heilig in die hoogste hemele, dan is Anna 'n baie uitsonderlike en unieke naam. Dit was terloops my ma se naam. Kom ons gaan na die Bybel. Christus is vanuit die Griekse Christos. Dit beteken gesalfde. En dit dui op die lam wat klaar geslag is. Vanuit die Hebreëse Mashiach is dit vertaal na Messias in ons gewone Afrikaans. En ons noem dit liefs Messia. Dieselfde in Afrikaans beteken dit as gesalfde, né? En so kan 'n mens aangaan. En dit is dan belangrik om te besef dat 'n naam is nie net 'n uitgesproke klank of 'n verklankte naam nie. Nie net klank nie, maar is iets wat iets beteken en 'n baie spesifieke betekenis het en baie keer 'n boodskap aan ons wil oordra. Nou sê Jesaja 30 vers 27, die naam van die Almagtige kom van ver af. Nou sê my, hoekom iemand se naam van ver af aan? En dit is die persoon geopenbaar, hy is die Godhoof, hy as die Almagtige, kom in sy goddelike krag daaraan, dis eintlik sy naam wat hom vooruitgaan, en dis dan ook sy eienskappe en sy reputasie wat geopenbaar word. En in Matteus 6 vers 9, ons Vader gebed leer ons, deur die Messia, hy is aan die woord, dan sê hy vir ons, in die Onse Vader gebed, die woorde, laat u naam geheilig word. Wat beteken dit, geheilig? Nou dit word vertaal uit die Griekse Hagioso, Strongs 337, en die Hebreëse Kodesh, Strongs 6944. En albei die woorde het die begrip van om iets af te sonder, eenkant en apart te sit of te bewaar, die te reinig, né? En as rein te beskou, dit te vereer, in bewaring te hou met toewyding daartoe, dit te heilig, baie spesiaal te koester, dis naby aan jou hart hou, dis nie iets wat jy sommer net ligtelik gebruik nie, dis soos iets oppas, né? Waak daaroor. En dan lees ons nog iets interessants oor name, Spreuke 30 vers 4b, lees as volg. Net dit reg maak. Spreuke 30 vers 4b. Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. Op Engels staan daar, what is his name? And what is his son's name, if thou canst tell? Nou, hoekom sou daar so 'n teks of 'n skrif wees, as die Almagtige se naam algemeen bekend en aanvaar is, en deur almal geken is? Hoekom moet die Heilige Gees so iets laat neerskryf? As die naam baie en al onbekend is. Dit klink vir my of dit juist dan onbekend is, as ek na hierdie tekste kyk. En verder sien 'n mens dat die Hemelse Vader se naam vir hom 'n geweldige betekenis en ontsaglike waarde het, want hy by 'n gebod, een van die 10 gebooie,
daarin in Exodus 20 vers 7, dat ons sy naam nie in uitelikheid of in leegheid mag gebruik nie. In die Hebreëus staan eintlik baie meer, dalk later 'n bietjie meer daaroor. Nou die meeste Christene beweer, en onlangs weer vriende gehad wat by ons kuier, maar hulle weet, en hy weet wie ons aanbid. Of wat maak dit nou saak, wat het naam jy gebruik? En dan vind 'n mens dat verskillende volke met verskillende name verwys na die almagtige God van die Bybel. Hoogstens kan dit tog net 'n verbuiging van die uitspraak wees. So iets wat anders fonetiek, né? Soos wat 'n mens byvoorbeeld kry wanneer jy nou die Afrikaanse naam Johannes in Engels uitspreek, Johannes. Ja, ek weet van 'n paar ouens wat sê dis eintlik Johannes. Ja. Want hy as ons almagtige Vader is en bly tog dieselfde persoon, dieselfde wonderware wese en godheid. En hoe kan mense sy naam na willekeur verander net soos wat hulle wil? Dis eintlik ondenkbaar, né? Om in elke taal iets anders noem. Dit kan tog net een naam of stel name wees. En 'n mens vra, hoekom is dit so vertaal? En die betekenisse daarmee saam wegvertaal, terwyl daar die wonderlike betekenis in die oorspronklike heilige naam aan opgesluit is, en ook nog baie ander openbarings is. Nou kom ons kyk vlugtig na Exodus 20 vers 7, die gebod soos dit daar vertaal staan, dat ons sy naam nie uitelik mag gebruik nie. Nou, ek kan gerus kyk en sien dat in sommige Bybels is hierdie woord uitelik kursief ingevul, hy so skuins, né? En hy so gedruk in die Bybel. En dit beteken dat dit nie in die oorspronklike Hebreëse Masorete grondteks voorkom nie. Dis ingevoeg. Nou interessant dat hier glad nie eers so begrip soos uitelik in die Hebreëus daar bestaan. Kom ons lees Exodus 20 vers 7. Jy mag die naam van Jahwe, jou Elohim, nie uitelik gebruik nie, want Jahwe sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Nou, eerstens, die Hebreëus vir naam is Shem, uitgespreek soos die Engelse Shem, daardie woord vir aksiestog. Dis in fonetiese Afrikaans sal hy sê Shem vir naam. En die eerste betekenis van Shem of naam dan is beeldnis. As jy dit nou baie geleerd wil uitdruk, spesifieke uiterlike individualiteitskenmerk. Jou beeldnis. Elkeen van ons lyk bietjie anders. Ons is almal gelukkig blankie, né? Die tweede begrip is eintlik naam, en dis 'n afgeleide betekenis. Nou hierdie gebod kan dan ook beteken dat ons die beeldnis, ons kan dit sê, voorkoms, né, van die Almagtige nie mag skaad nie. En nie op enige wyse mag skade aandoen nie. En dan selfs sy verbale uitgesproke naam, dit hoe jy en ek het sê, nie in leegheid gebruik of so skade aandoen nie. Enige iets wat tot oneer is van sy beeldnis en persoon en die uitgesproke naam is taboe en skadelik tot sy naam en beeldnis. In Malagi 2 vers 15 staan dat terwyl die Almagtige nog gees oorgehad het hy net een geskape, naamlik die Adam. Man en vrou het hulle geskape as 'n mens se pa. As sy eie geslag en na sy beeldnis het hy hulle geskape. Ons het al ook behandel na sy gelykenis wat die geestelike en die sielkundige aspek behels, né? Kom ons lees dit. Malagi 2:15. Het hy dan nie een mens of Adam gemaak, hoewel hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het 'n geslag van Elohim gesoek. Kan ons daar ook inskryf ras, né? Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van julle jeug nie. Dit is letterlik waar, maar dit het ook 'n baie dieper betekenis. Dus hierdie gebod in Exodus 20 vers 7
kan hulle ook impliseer dat die Vader se beeldnis, een ek, as die Adamiese geslag, op geen wyse geskaad of skade aangedoen mag word nie. By implikasie dan verder, dat die Adamiese genepool nie geskaad mag word deur verbastering of selfs ons liggame ontsuur word en eintlik sy beeldnis vermink word. Baie mense, kyk nou ander dag weer, waar was ons nie dorp? Mense, hier's 'n vrou, haar neus het hoeveel ringe aan, haar oor het soveel ringe, haar wange het ringe aan. Ne? Dis soos klinknaels, deur jou neus of lippe. Of met tatoeëring, wat in elk geval spesifiek verbied word in die Bybel. En ek wil dit beklemtoon. Ek weet sommige van ons het dit in onkunde gedoen, en as jy kan, brand dit maar weg, of laat dit verwyder. So is die Almagtige se noemnaam ook 'n spesifieke individualiteitskenmerk wat baie dinge omvat en behels. En ons mag dit op geen wyse skade aandoen of aantas nie. Spreuke 18 vers 10 is 'n baie interessante een. Die naam van Jahwe is 'n sterk toring en die regverdige hardloop daarin en word beskud. 'n Toring, die woord daar is letterlik piramide. Kan dit sommer net enige naam wees? In enige taal? Verskeie soorte name? Of is dit net een naam? Nou soos op vanjaar se Shalom kamp verlede week vlugtig genoem, is die uitspraak ook verskriklik belangrik. En toe het ons Rigters 12 vers 6 vir u aangehaal, waar 42.000 mense doodgemaak is, net omdat hulle 'n verkeerde uitspraak van 'n woord gedoen het. Shibbolei of Sibbolei. En ek het vertel, dat toe ek gebid het, is die uitspraak vir Vader regtig belangrik, maak dit saak vir hom, het ek spesifiek daardie teks gekry, en dit is bonatuurlik bevestig. Mense, wanneer laas het jy na 'n sportsentrum gaan kyk, of 'n sportbyeenkoms gaan kyk? Dis 'n hele stadion vol mense, wat doodgemaak is destyds, net deur 'n verkeerde uitspraak van ons volk. Dis Israeliete wat doodgemaak is. Dis 42.000, dis 'n groot klomp mense. Dis nie 42 soos die volwassenes ongeveer hier teenwoordig nie. Dis nie 420 nie. Dis nie 4.200 nie. Dis 42.000 mense. Is dit net interessante detail inligting? Of sê dit spesifiek vir ons iets? En daarom moet ons hom probeer behaag en sy name uitspreek met die klem op die funksionele gedeelte, soos Jahwe, Yeshua, Yahuwah. Dis my pleit tot elkeen van u, poog asseblief om Elohim te behaag, ook deur sy heilige name met die nodige ontzag te gebruik, in plaas van, en dit sê ek vir die volk hier buite, daardie vertaalde, eintlik nikszeggende name, om dit ook reg te spel, en probeer dit ook asseblief reg uitspreek. Ons Afrikaanse boeretaal het spelreëls, wat ook uitspraak en fonetiek bepaal. En ek weet, u elkeen wil hom graag behaag, en van die ou gewoontes afsien. Nou net vir interessantheid en vir kennisname in Afrikaans en die meeste Dietse tale, en tot 'n groot mate ook in Hebreeus, is die klem gewoonlik op die laaste deel van die woord of name. Dis byvoorbeeld ontzag, nie ontzag nie. Dis byvoorbeeld kontak, nie kontak. En dis Johan, nie Johan nie. Ek dink dis vanselfsprekend. Daar's letterlik honderde syne voorbeeld. Terwyl ons die naam Johan gebruik hier as voorbeeld, dit word ook algemeen met 'n J geskryf in Afrikaans en gespel, né? Wat die oorspronklike Jod klank van Hebreeus is, en waar Johan of Johannes afkomstig van is. Dit is die Hebreëse naam, Jochanan, soos al reeds gesê. Op Engels gebruik ons dan, om foneties reg te wees, die lang y in Engels, né? Omdat het foneties die Jod klank vir ons gee, soos in Hebreeus uitgespreek. Dis veral met Engelse name, soos Yolandi. Die meeste spel het met 'n y en 'n lang y agter, né? Wat eintlik twee klanke is.
Maar dit is die fonetiese Engelse spelling wat net so oorgeneem. Nou in Afrikaans, of sal ons sê boers, is die Hebreëse J-klank foneties 'n J. Mens lees in Genesis 35 van Benjamin, seun van die regterhand, en van Benoni, wat hy eers genoem was, seun van smarte of van my smarte. Benoni het, of Benoni, soos hulle hom ook dan uitspreek, het Benjamin geword. En weet jy wat? Dis 'n tipe van Messia of Christus wat op aarde terecht die seun van smarte was. Wat op die vloekpaal ons smarte vir ons gedra het, smarte verduur en toe verhoog is om te sit op die troon, soos dit daar staan, aan die regterhand van die Vader, seun van die regterhand. Kan jy sien, hier is 'n profetiese woord in hierdie name. So word Abraham verander na Abraham, vader van baie nasies. Jakob is die een wat vashou, nie die bedrieër soos die kerkwêreld hom noem nie. Dis heeltemal glad nie sy naam. Dis soos dit algemeen verkondig word. Hy word verander later na Israel, heerser met L of God. En in die Nuwe Testament lees ons Sefas word Petrus of die rots. Nou ek sê Eksodus 3 vers 14, en Elohim sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. In Afrikaans klink dit vir ons bietjie snaaks, né? Hy word toegerus met hierdie naam, en dit is die gesag en die autoriteit van die skepper van die heelal. En in die Hebreëus weet ons staan daar Jahweh. En dit is algemeen vertaal as die hoofletter Here. Wat beteken, ek is wat ek is, ek sal wees wat ek sal wees. Die een wat nog sal kom, né? Die ewig lewende, die ewige en die onveranderlike een. Het is my baie jammerlik dat dit vertaal is met hierdie hoofletter Here, waarmee baie van ons groot geword het, wat nie juist betekenis aanhou nie, en wat ook net bloot menere beteken. Wil jy regtig die Almagtige genoem, menere? Dit klink net nie reg nie. Dis is maar 'n afgeleide woord uit die Hollands, né? En weet jy wat, die ander heidense nasies en vreemde gelowe spot met ons, dat ons dit op toiletdeure skryf. Dames en here. En dis iets wat my nogal maatloos kan ontstel. Veral as ek hoor dat hierdie nokries daaroor lag. Die heilige naam Jahweh, met die wonderlike betekenis daarin as die ewige lewende, né? Die groot ek is, die onveranderlike, die ewige, sê soveel meer as net Here of meneer. Net soos wat die moslems en die hindoes spotdryf met al ons baie Christenkerke, terwyl daar basies net een Bybel is. Ja, dat is baie vertaal. Ons het net een Bybel. Maar as oor die wêreld heen meer as 42.000 Christelike kerkdenominasies. In Suid-Afrika meer as 4.000 blankes, maar hulle is nou 'n bietjie gekleurd meestal. In Matteus 18 vers 19 is die groot opdrag om disippels van al die nasies te maak, soos Handelinge 15 vers 17 sê. Al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is. Net soos ons lees in 2 Kronieke 7 vers 14, daai eerste teks. Al die nasies oor wie sy naam uitgeroep is. Dis nie alle nasies nie. Dis net Israel alleen. Hierdie opdrag beteken om van hulle studente te maak, soos vakleerlinge, wat leer in opleiding deur te volg en na te doen. En hulle dan te doop in die naam. En ons weet, dit gebeur deur mense in water te doop. Met al mooi gekyk wat staan in die teks. Daar staan letterlik dat ons in sy naam gedoop moet wees. Nie in water. Daar staan nie van doop hulle in water. Ons weet die implikasie is dat jy doop in water, maar doop in sy naam. Dit het 'n ander beteken. Mense kan dit vergelyk ook dan met Handelinge 2 vers 38 en 1 vers 48. Dis ook nie enige vertaalde naam nie, maar sy naam. Ons lees in Johannes 12 vers 12 en 13,
van die uitroepe van Hosanna, Hosanna, ons het net dit gesing op. En so min van ons mense weet wat dit werklik beteken, en ken eintlik net die klanke daarvan. Dit klink na 'n mooi woord, né? Daar's baie geestelike liedjies wat eintlik dit heel uit plek het gebruik. Die oorspronklike woord wat daar staan is Yat-Shana. En dit beteken, ja, red tog gou, of ja, red tog nou. Ja is die afkorting van Jahweh, ek ken dit, die God se naam. En ek wil vra, 'n stelling maak, is dit nie dalk nodig dat hierdie boerevolk die Almagtige meer so aanroep en uitroep, Yashana, of Hosanna dan as jy wil, of dan Jahweh, red tog nou en gou asseblief. Mens dink aan die naam Halleluja. So net 'n liedjie gesing, soos Corlie sê, vir die ouens wat nie die woorde kan onthou nie, Halleluja, né? Wat beteken dit? Dit is letterlik, prys jy ja. En dit bring mens by die 5 oorspronklike aardsengele van die Bybel, die hoofengel vooruitgeskop het. Sy naam was aanvanklik Hallel, soos in Halleluja, en sy naam beteken letterlik, prys jy. Die woord Halleluja is dan dieselfde eintlik, beteken dit, prys jy ja, of prys jy Jahweh. Dis ook eintlik 'n opdrag en bevel, wat op ons harte geskryf moet wees. Hierdie eertydse aardsengel Hallel, ook bekend as Lucifer of die duiwel of die Satan, is uitgeskop oor sy hoogmoed en selfverheffing, lees maar onder andere daar in 'n paar hoofstukke soos, ek dink, Elia 14 en so aan. Dit terloops die ander 4 aardsengele, maar mense ken hulle, is Gabriel, wat beteken man of el van God, of Elohim, en hy is die oorlogsaanvoerder van die hemelse leers. By een wat die daar baie werk hier ter plaatse. Die ander bekende een is Michael. Dit beteken prins van Juda of van Israel. En hy is ook daar vir beskerming. Hy gaan saam met Gabriel werk en hulle gaan regtig groot werk hê. Die ander bekende een is Uriel. Dit beteken vuur van El. En dan is daar Raphael, goddelike heler of geneser. Nou, hulle is almal boodskappers en het te maak met ons siels en fisiese welsyn. Daar is nog 'n engel wat genoem word wat baie min mense ken. In Daniël 5 lees ons van die engel Palmoni. En dit beteken die wonderlike nommeraar. En dis hierdie engel wat te doen het met syfers van die Bybel, soos ons ook al van tevore vertel het met verskeie lesings wat daaroor gaan, of aanbiedings oor Bybelse syfers, en ons gaan net 'n bietjie daaraan vashak om vir die wonderlike goed te openbaar weer eens. Nou in Handelinge 2 vers 21, dat elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Is hierdie naam nou elke vertaalde naam, of sy oorspronklike naam, soos wat die engel aan Maria, haar regte naam is Miriam, gesê het, wat sy hom moet noem. In Handelinge 4 vers 21 staan daar, dat daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. En dieselfde vraag kom dan 'n mens op as net, is dit enige vertaalde naam of sy oorspronklike naam? Filippense 2 vers 9 sê, daarom het Elohim hom, dus Yeshua, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Want die naam bo elke naam is Yeshua. Nou is dit in verskeie tale verskillende name. Watter een sal dan nou korrek wees? Ek moet vir julle sê, nie een van daai vertaalde name is korrek nie. In 1 Johannes 2 vers 12 staan daar dat ons sonde vergewe is om sy naam ontwil. Watter naam is hier te sprake? Afgesien daarvan dat die hele Ou Testament, wanneer daar direk verwys word na die Messia, dat hy op sy noem, Yeshua in Hebreëus genoem is, dan is daar ook die direkte verwysing na die Hebreëus in Handelinge 26 vers 14 en 15. En ons gee dit vir u soos dit vertaal is, ons moet net anders ook wys. Handelinge 26 vers 14, hierdie syfers het ook 'n hele storie in. 26
gematria van Jahwe, 14 getalle leer vir redding. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek in die Hebreëse taal. Sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Vers 15, toe sê ek, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis is dit vertaal. Nou dit kom toch duidelik, nie die Griekse aanspreekvorm of verbuigde vorm van enige vertaalde naam wees soos Jesus nie. Maar verseker die Hebreëse naam Yeshua, want die staan dan onomwonde dat die Messias met Paulus in die Hebreëse taal gepraat. Daar sal nie sprake wees van om in Grieks of in ander verbuigde of vertaalde vorm te antwoord nie. Hierdie teks sou beter vertaal gewees het om as volg te lees. Toe sê ek, wie is u meester? En hy sê, ek is Yeshua wat jy vervolg. En verskuil in hierdie antwoord is ook waar die meester vir onsself sê dat hy die groot ek is. Net soos wat ons Skepper vir Moses beveel het op die berg. Kom ons lees net vers 15. Toe sê ek, wie is u meester? En hy sê, ek is Yeshua wat jy vervolg. Die skrif is baie dieper as wat ons altyd besef. En net so die engel met Maria Hebreëus gepraat. En haar regte naam soos gesê is eintlik Miriam, volgens heel wat bronne, en is ook anders vertaal. Hoekom doen hulle dit? En vir haar vertel wat sy haar seun moes noem, en die engel het seker met haar Aramees Hebreëus gepraat. Want sy was 'n Judaïet, en dit was haar huistaal wat sy gepraat het. Dis tog onsinnig om te dink dat die engel sou met haar in Grieks, of Engels of Afrikaans, of Duits kom praat. Daarby het die oorspronklike naam van ons verlosser, die pragtige en veelzeggende betekenis van verlossing en redding ingebou in die betekenis van sy naam. Want sy oorspronklike naam, wat sy aardse moeder hom genoem het, was Yeshua, wat beteken Jahwe wat verlos, Jahwe wat red, deur versoening. En daarom die versoening deel is baie belangrik. Op Engels noem hulle dit redemption. En ja, soos ons weet, die afkorting van Jahwe, soos ons in talle woorde en name vind van die Bybel, Halleluja, Elia, se van ja. En verlossing en redding is in sy naam ingebou, maar in syfers dan ook, as versoening. En dan moet ons weer kyk na die Bybelse syfers. Eers as getalle leer, oftewel Bybelse numerologie, en dan die vaste wetenskap van syferwaardes, oftewel gematria. Kom ons kyk net vinnig en kortliks na die getalle leer, vir die wat dit glad nie ken nie. Ekskuus, dan net terug. Ons kyk weer soos van tevore na klompie syfers, begin met 1. 1 staan vir die Godheid as die Vader, of vir eenheid. 2 staan vir getuies, 3 staan vir goddelike volmaaktheid. 4 staan vir wêreld of die aardse skepping. 5 is genade of skeiding. 6 is die syfer van die mens. 7 geestelike volmaaktheid. Dan 8 heromstanding, nuwe begin, wedergeboorte. 9 finaliteit van rus, gees of oordeel. Ons van so 'n paar spring. 10 rangordelike volmaaktheid. 11 getuienis, verwarring, wanorde, chaos of musiek. Dit kan ook harmonie wees. 12 regeringsvolmaaktheid. 12 stamme, 12 apostels, 12 sterrekonstellaasies ensovoorts. 13 in die negatief vir Satan, suurdeeg, sonde, en dan in die positief Christus, versoening, en hy as die Pesach lam van Elohim. 17 staan vir geestelike voltooide eklesia. 18 die struktuur van die plan van Adam en sy wêreld. 19 Eva, Job, dekadensie of in die positief geloof. 24 is die getal van Dawid of van Yeshua. Dus 8 plus 8 plus 8 of 888 as jy wil. 27 is die getal van verhouding, dis 3 maal 3 maal 3, 'n kubus. 37 is die woord van Elohim, of dan selfs Elohim.
40 probasie, wagtydperk of proefgetal. 49 jubileumperiode, 50 jubeljaar, 73 woord van Elohim en 153 seuns van Elohim, Beni Ha Elohim. Die Griekse alfabet, kyk ons weer eens na die syferwaardes. Nou dis 'n vaste wetenskap, dit kan nie verander nie. En ons kyk eers na die Griekse alfabet met elke letter 'n syferwaarde aan toegeken. Alpha is 1, beta is 2, delta is 3, epsilon 5, die gamma 6 ensovoorts. Dat is in kolomme van 1 tot 9 as enkeldigitale, dan dubbeldigitale, 10 tot 90 en trippeldigitale, 100 tot 900. Net so die Hebreëse alfabet, Alef 1, Beth 2, Gimel 3, Dalef 4, Hy 5, Waf 6, Sayan 7, Chef 8, Tef 9 as enkel digitale. En dan die dubbele digitale 10 tot 90 en ook weer eens trippel digitale 100 tot 900 met die imperfecte letters bygereken. Nou vroeger het ons genoem Palmoni as die engel wat die skrif moes nommer, syfers moes gee, Daniël 5. Namelijk aan julle voorhou, Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan. Nou daai wat in een kleur is, tel op na 13 maal 13 maal 13, dit tel op na 72. Wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou hier word die draak vir ons geïdentifiseer in sy volle, as die ou slang, duiwel en Satan. En soos gesê, hierdie hele sinnetjie tel op na 13 maal 13 maal 13, 72. Nou dis in argitektuur of ingenieurstaal lengte, breedte, hoogte. Dis 'n kubus. Dit is die volheid van 'n verhouding. Want 13 staan in die negatief, eerstens vir sonde, rebellie, suurdeeg en al die lelike goed. En die draak is dit alles. Maar aan die vloekpaal was bokant Messias se hande, hy was so vasgenaal, 'n dwarshout of 'n dwarsplankie as die kennisgewing met 'n beskrywing daarop. En ons lees vir u Johannes 19 vers 19. En Pilatus 19:19 is geloof maar geloof in die positief, né? En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe: Yeshua die Nasareëner, die koning van die Judaïte. En hierdie opskrif se waarde is ook 13 maal 13 maal 13, 297. Daar gee ons vir julle 'n beeld. En interessant, jy sal sien, ons het Hebreëus van regs na links, 4 letters, die eerste letters omkring, en dit begin met die letters van die tetragrammaton. Hierdie 4 woorde is in meer woorde in Afrikaans en Engels vertaal. Maar daar staan, as jy die 4 eerste letters uitspel, Jod-Hy, Wav-Hy, J-H, W-H, wat Jahwe uitspel. En daarom was die Jode so kwaad daaroor, want hulle dadelik as hulle verbygestap gesien, Jahwe. Wat beteken 13? In die negatief, sonde, rebellie en suurdeeg. En raai wat, suurdeeg kom net 13 keer in die skrif voor. As positief is 13 versoening. Dis Bybels getalle leer. Want Messia Yeshua se offerhande moes perfek pas soos jou 2 hande teenoor die teenpool of as die teenpool vir die rebellie en sonde. Hy is 13 maal 13 maal 13. Versoening maal versoening maal versoening. Daardie suurdeeg van die Sadduseërs is heeltemal teengestaan, uitgewis, geoordek met sy versoening. Nou is daar 'n bonatuurlike goddelike saak dat in die oorspronklike tale van die Bybel, dat hierdie getal van 13 as 'n faktor voorkom in al die name van ons godheid, van ons Elohim. Ook in die metaforiese benoemings waarna ons net toe gaan kyk. Met ander woorde, 13 as versoening maak deel uit van Elohim se name en dus van sy wese. Want sy name dui vir ons aan wie en wat hy is. Mense in hierdie, ek hoop u gaan iets snap hieroor.
Want elke keer as ek dit net lees, dan is ek in groot bewoonheid daaroor. Abba, ons Vader, wat 'n baie intieme aanspreekvorm is, soos papa, liefste papa, so sy verwaarde is 13 maal 1. Jahweh is 26, 13 maal 2. Die Elohim, die God, Ha-Elohim, is 91, 13 maal 7, 7 staan vir perfeksie. Die Godheid, Elohim is meervoud hier, Jahweh, Elohim, of Jahweh, die Elohim, is 117, 13 maal 9, 9 is finaliteit. Eloha, dis jou persoonlike aanspreekvorm van Yeshua as jou enkel God, is 65, 13 maal 5. Want jou Eloha, Yeshua, het gekom uit genade vir jou, en het genade daar kon betoon. Let op, dit spreek ook oor 2 tale, Hebreeus en Grieks, waar die egtheid van die skrif vir ons vasmaak. Die 2 tale moet so wees in die Bybel. Ons gaan vir u nog 'n klompie name wys, benoemingsname, metaforiese benoemings, en sinsnedes wat dui op Elohim en sy volk, en almal met die syfer 13 as faktor daarin. En elke keer dui 13 op versoening. En as jy hierna kyk en hierna luister, wat is die kans dat dit so kan wees? Dat dit so kan uitwerk? Op waarskynlikheidsleer is dit 1 uit 'n getal wat jy nie kan bereken nie. Kurios, in die Grieks, waarvan afgelei is Here met die klein letters, is 650, 13 maal 10 maal 5. Dit beteken baas, meester, myn Heer, in die ou Hollands. Yeshua Christus, dis die Grieks vir Jesus Christus, of dan die Hebreeus van Yeshua Messiah, 2366, 13 maal 13, maal 7 maal 2, of 91 maal 13 maal 2, waar ons sê, die God, Ha-Elohim, hy is ook 13 maal 7. En dit is Yeshua Messiah, né? Dis op die troosbeginsel van Theomatica, andersins is dit 2368. Ons Elohim, ons God, Hebreërs 12 vers 29, is 169 maal 7, dis 13 maal 13 maal 7. Versoening maal perfeksie. En ons het net in Spreuke 30 vers 4 gelees, waar daar staan, hoe is sy naam? Dit staan ook in Exodus 3 vers 13. Hoe is sy naam? 130 maal 3, of 13 maal 10 maal 3, of 26 maal 15, 13 maal 2 maal 5 maal 3. Die weet nou al 5 staan vir genade. 3, volheid van die Godheid. 2, getuienis. Ek is wat ek is in Exodus 3:14, 260 maal 2, of 13 maal 2 maal 10 maal 2. Jahweh, jou Elohim. Jahweh, jou Elohim, met dierbare geliefde. 13 maal 10, 10 van ordelike perfeksie of goddelike raadsplan. Ek, Jahweh, in Afrikaans vertaal ek die Here, Exodus 6 vers 7b, 130, 13 maal 10. Die naam van Jahweh, die ewige Elohim, Genesis 21:33, 13 maal 7 maal 2 maal 3, of 26 maal 21. Dan staan daar van ouds af, of van ewigheid is u naam. Jesaja 63 vers 16. 26 maal 21, of 13 maal 7 maal 2 maal 3. Jahweh, die Elohim van julle vaders, Exodus 3 vers 15. 26 maal 7 maal 2, of 13 maal 7 maal 4. En ons onthou, Jahweh is 26, dis 13 maal 2. Dis dieselfde Elohim, dis dieselfde Godheid. Dis Jahweh, wat dieselfde is as Yeshua, wat dieselfde is as die Heilige Gees. Dan die sinnetjie, die Elohim van julle vaders, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob, is 13 maal 10 maal 10. En ons praat hier van Abraham, 13 maal 19. En ons weet, 19 staan vir geloof. Hy is die vader van geloof, Abraham. Dink jy, dis net toevallig? Sien jy iets in van die goddelikheid van ons Skepper? As jy die 13's gaan tel
Ek het hulle probeer tel en ek het nie eens klaar gemaak met die bestudie. Isak, 13 maal 8. Hy is die nuwe begin, want Ismael is nie aanvaar. Jakob, 13 maal 14, waar 14 staan vir redding. Is net in Israel dat jy redding kan ervaar. Ek is die Elohim van Abraham staan in Matteus 22 vers 32, is 13 maal 10 maal 10, sy raadsplan maal sy raadsplan, maal versoening. So, ons het ook ingevoeg, daar in die middel, Abraham, is ook gelyk aan 14 maal, 144 maal, is 12 maal 12, uitverkiesing maal uitverkiesing. Abraham, wat Jahwe se vriend genoem word, uit wie Isak en Jakob as die uitverkore geslag en Israel volk gebore is. Die Elohim van my volk, daai woorde my volk, is 13 maal 10 maal 4, 4 op die aardse skepping. Die volk van Jahwe, 13 maal 12. Sion, Exodus 3 vers 10, Psalm 2 vers 6 en 94 vers 5, 156, 13 maal 12. En 12 weet jy nou, is uitverkiesing. Toevallig, wat er ander volks uitverkies? Ja. Dit is my naam, daai sinnetjie, dit is 13. En saam sy naam, is dit 26 maal 7 maal 2 of 13 maal 7 maal 4. Dit is my naam vir ewig, daai deeltjie, my naam vir ewig. 260 maal 2 of 13 maal 10 maal 4. My gedenknaam van geslag tot geslag. 169 maal 4 of 26 maal 26. Jahwe maal Jahwe, as jy wil. Of 13 maal 13 maal 4. Versoening maal versoening op hierdie aarde. Jahwe van die Hebreërs, Exodus 3 vers 18, 26 maal 7 maal 2 of 13 maal 7 maal 4. Van die Hebreërs, net daai stukkie, is 13 maal 26. Of 169 maal 2, dis 13 maal 13 maal 2. Van Israel, 26 maal 7 maal 3 of 13 maal 2 maal 7 maal 3. Dan staan daar, hy die onsienlike, die stukkie, die onsienlike is Hebreërs 11 vers 27 en is 13 maal 13 maal 6. Wat is 6? Waarvoor staan 6? Die syfer van die Adam. Kan jy dit insien? Of dan 13 maal 13 maal 3 maal 2. Dan is daar die metaforiese benoemings. Daar staan, Yeshua is die ware brood uit die hemel, Johannes 6 vers 32 en 33. Dis 26 maal 13 maal 4 of dan 13 maal 13 maal 8. 8 nuwe begin. Ne? Die ware brood, net daai stukkie, is 130 maal 9, 13 maal 10 maal 9. Brood uit die 26 maal 7 maal 3 of 13 maal 7 maal 6. Versoening wat perfek is vir die Adam. Kan jy die syfers begin lees? Brood uit die hemel, 26 maal 7 maal 9. 26, Jahwe, perfeksie, 9, finaliteit. Of dan 13 maal 14 maal 9, 13 versoening, redding, as finaliteit. Brood, 260 maal 2 of 13 maal 10 maal 4. Ne? Meester Yeshua is die ware brood uit die hemele vir ons. Die gedeelte van die brood is 169 maal 5, 13 maal 5, 5 genade, ne? Van Elohim is 260 maal 7 of 13 maal 10 maal 14, ne? 13 versoening, 10 raadsplan, 14 redding, of 13 maal 10 maal 7 maal 2. Kan jy sien hoe breek dit op en wat dit beteken? Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee, staan daar ook. Dis 260 maal 12, 13 maal 12 maal 20. 12 uitverkiesing. Dan sê hy self, ek is die brood van die lewe, 260 maal 7. 13 maal 14 maal 10. Versoening, maal redding, maal raadsplan. Sy goddelike administrasie. Dan sê hy, ek is 65, en dis 13 maal 5, en dis dieselfde as Elohim, jou persoonlike God, ne?
Dis enkelvoud. Dan sê hy op 'n stadium in Johannes, raai waar, 13 vers 13. Ons Afrikaanse Bybel baie akkuraat vertaal beteken. Want ek is dit. 169. 13 maal 13. Wat sê ons? Ek is versoening maal versoening. Die kurios wat daar in ons Bybels in Afrikaans vertaal is, baie swak, die Here is 130 maal 5, of, dit staan in Lukas 20 vers 37, dit tel ook op na 13 maal 10 maal 5. Versoening maal goddelike raadsplan maal genade. En dit is ons persoonlike God, hy is die kurios, hy is die baas, hy is die meester. Versoening maal raadsplan maal genade. Die engel in die vuurvlam van 'n doringbos, Handelinge 7 vers 30, is gelyk aan 13 maal 2 maal 10 maal 10. Die plek waarop jy staan is heilige grond. Dis in Grieks. En dis gelyk aan 260 maal 6. Dis 13 maal 10 maal 12. Die 6 sien 'n mens daarin as vir die Adam. In Hebreëus is dit Exodus 3 vers 10. En dan is dit gelyk aan 13 maal 13 maal 13. Kubus, volle verhouding, lengte, breedte, hoogte, 2197. Waar het ons dit net ook gekry? Aan die vloekpaal. Waar staan dit in die negatief? En die ou draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. 13 maal 13 maal 13. En dan Jahwe, weet ons, is gelyk aan 26, 2 maal 13. En heilige grond is ook 26. So Jahwe is ons heilige grond. En dit is versoening as 'n getuienis. Yeshua was die getuie op aarde. Dit is eintlik fenomenaal. Mens kan dit nie bedink nie, né? Daardie voet van Golgotha is voorwaar heilige grond. Maar wanneer jy in Yeshua is jy ook heilige grond. In die woestyn Sinai, 26 maal 13, staan in Exodus 19 vers 1, is 169 maal 2 of 13 maal 13 maal 2. Sinai is 130, is 13 maal 10. En daar gee hy sy wet, die 10 gebooie aan sy volk, by hierdie berg van Elohim by Horeb. Daar is 'n netjie van Exodus 3 vers 1, is 169 maal 3 of dan 13 maal 13 maal 3. Sy wet is volmaak. 3 staan vir volheid. En daar beveel hy Moses aangaande die rots waaruit water sou vloei. Die rots by Horeb. 169 maal 3 of 13 maal 13 maal 3. Die rots slaan. Hy sê vir Moses, jy moet die rots slaan die eerste keer. 26 maal 7 maal 4 of 13 maal 8 maal 7. En daar sal water uitkom. 169 maal 2. 13 maal 13 maal 2. Water uit die rots. 169 maal 2 of 13 maal 13 maal 2. Numeri 20 vers 8 sê, of praat van water. Dis 13 maal 7. 7, perfeksie. Maal versoening. Water van 13 maal 2 maal 7. Uit die rots. 13 maal 2 maal 10. Hierdie rots. 13 maal 2 maal 7. Dis numeri 20 vers 10. En ons weet daai rots verwys na iets spesifieks. En dis bekend as die Bethel klip, oftewel rots van bestemming, waaroor ons in die verlede ook al 'n aanbieding gedoen het. En dit dui op Messia Yeshua as ons rots. En dis daardie selfde rots wat ons net hierdie dingetjie gaan gewys het, wat amper soos 'n baksteen lyk. Hy's omtrent so groot, so breed, waarop Jakob geslaap het. Hy het dit as 'n kussing gebruik. En dit is gesalf in die eeue die Israeliete dit rondgedra en is tans in die Skotse troon waar dit bewaar word in daai troonstoel, bekend as the Stone of Skin. Nou kom daar ook heuning voort uit die rots, Deuteronomium 32 vers 13. Heuning in die rots is 13 maal 13 maal 3. En dan kom ook vuur uit die rots. Toe gaan daar vuur op uit, Rigter 6 vers 21. 13 maal 13 maal 3. En het lyk my heuning en vuur is baie keer dieselfde ding. Vuur op uit
13 maal 10 maal 3, uit die rots 13 maal 10 maal 3. En daar kom ook olie uit die rots, dit staan in Johannes 29 vers 6, 13 maal 13 maal 3. Waarvoor staan dit? Heuning, vuur, olie. 3 goed, en dit is presies allemaal dieselfde. Ja, dit dui op Yeshua ons rots. So, ons skepper is tegelijkertijd water en heuning en olie. Dit dui op sy 3 persone. En dit alles vloeit op uit, en met ongerechtigheid is hy vir ons ook die vuur. Dit dui op die rots self, en ons gaan daarmee afsluit nou. Want wie is Elohim buiten Yahweh? Wie 'n rots buiten ons Elohim? 2 Samuel 22 vers 32. Buiten Yahweh is 13 maal 7 maal 2. Of 26 maal 7, hè? Yahweh maal volmaakte. En wie 'n rots buiten? 13 maal 13 maal 3. Buiten ons Elohim 13 maal 10 maal 2 of 26 maal 10. Yahweh is my rots. 13 maal 5 maal 3. My rots, Psalm 18 vers 3, 13 maal 13. My bergvesting, 13 maal 7 maal 2, of 26 maal 7. My redder, 169, is 13 maal 13. My redder is versoening maal versoening. Hy word ook genoem 'n rots van aanstoot, 'n gesteen van aanstoot en 'n rots van struikeling, Romeine 9 vers 33. Dus 169 maal 16 of 13 maal 13 maal 16 waar 16 staan vir agape liefde in Bybelse numerologie. Die steen wat die bouers verwerp het, 26 maal 10 maal 8 of 13 maal 10 maal 8 maal 2. Steen 13 maal 13. Daar is geen twyfel, wie is die steen? Wie is die rots? Kosbare boonste hoeksteen. Die hoeksteen is nie onder nie. Weet nie waar kom die mense daarna om te sê die hoeksteen is hier onder. Dit is die top boonste hoeksteen, top cornerstone op Engels, né? 1 Petrus 2 vers 6. 13 maal 13 maal 7. Hy is die perfekte hoeksteen, Yeshua. Yeshua Christus, die Grieks. Ons het dit al behandel. 26 maal 13 maal 7 of 13 maal 13 maal 7 maal 2. Selfs die hoeksteen 13 maal 13 maal 7. Daar aan die vloekpaal het Yeshua in sy sterwensoogblikke uitgeroep, dit is volbring. Op Engels, it is finished. In Hebreeus, tetelestai. En dit was die gebruik dat met besigheid, as jy 'n faktuur en 'n kwitansie uitgereik het en is ten volle betaal, jy stempel hom, dan staan daar tetelestai. Want hy het ten volle vir ons skuld betaal. Maar tetelestai was ook in die regswêreld gebruik, wanneer 'n vonnis soos tronkstraf deurloop is, en hulle sê, daar is die hekke, jy kan nou gaan, dan sit hulle op jou papiertjie, tetelestai, jy is vry. Want Messia Yeshua het nie net ons skuld betaal nie, maar die straf wat ons toekom, het dit ten volle gedra, sodat jy en ek kan vry van. En dan was tetelestai ook gebruik in 'n militêre konteks, wanneer 'n geveg of 'n oorlog gewen is, en daar volkome oorwinning was. So met daardie woorde het Messia Yeshua verklaar, dat ons skuld is ten volle betaal, die vonnis het oordeel vir straf vir ons, het hy ten volle gedra, ons is vrygekoop. En dan die geestelike oorlog en geveg teen sonde en dood en die Satan is gewen, hy het oorwin. Dit is wat tetelestai beteken. In Messia is nuwe lewe, omdat hy versoening is, daar is vrymaking, daar is oorwinning, want het is volbring, tetelestai. Want hy, die lewende water self, is 13. Hy ons rots is 13. Hy ons hoeksteen is 13. Hy ons redder is 13. Hy as ons versoening is 13. Hy is ons versoening. Om my. Kom ons sluit die oor. Ons meester en koning, ons kan net in verstomming en eintlik in verbuistering voor u buig,
wanneer ons iets van u almag en u grootsheid insien en verstaan. Dankie dat u ons versoening is, as ons rots, as ons bergvesting, as ons redder, as ons lewende water, as ons heuning, en ook as die vuur. Dankie dat u die vuur gaan wees wat ons vyande gaan en sal verteer. Dankie dat u die kosbare hoeksteen is, die brood uit die hemel en die heuning, wat soeter is as die soet van u liefde. Vir ons as u uitverkore volk, vir wie u kom versoening doen het. Dankie dat al u name en benoemings dit vir ons bevestig en vasmaak, dat u 'n volbragte werk van versoening kom doen het vir elkeen van ons. Ons eer u en ons loof u. Amen.